Wel, liewe Christelike kykers, baie welkom. Het is vir my lekker om met u goeie nuus te deel. Jy weet, as jy om die wêreld kyk en dink aan 1 Johannes 5, die hele wêreldse sisteem lê in die mag van die bose. Van die bose. 2 Korintiërs 4 vers 4 sê, die God, kleinletter G, van hierdie wêreld, het die sinne verblind. Wie is die God van hierdie wêreld? Kleinletter G, die duiwel. Ek gee hom nie eer. Ek sê wat die woord oor hom sê. Johannes 8 sê, hy is die vader van die leuns. Hy staan nie in die waarheid nie. Wanneer hy leuns praat, praat hy sy moedertaal. Nou, ek en u weet dat God sy seun gegee het om in hierdie wêreld te kom, sodat ons wat in hierdie wêreld is, nie van hierdie wêreld hoef te wees nie. Dat ons uit God gebore kan word, wedergebore kan word. Liewe kyker, dit is die wonderlikste nuus, dat ek en jy, wat in sonde ontvang en gebore is, Romeine 3 vers 23, dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God, dat ons nou regverdig verklaar word. Ek loop myself vooruit, maar kom ons bid saam. Vader, ons hemelse Vader, u wat ons Vader geword het, wat my Vader geword het deur Jesus Christus. Ons kom na u toe, in die naam van Jesus, u seun wat ons versoen het. Dankie Vader. Nou, Heilige Gees, dankie, dat u hierdie woord, wat u geskryf het, deur die profete, deur mensehande, dat u hierdie woord vir ons duidelik maak, want u weet presies wat u bedoel het, hoe u dit geskryf het, vir wie, in watte omstandighede. Dankie dat u nie mislei kan word nie, en dat ons onsself nou in die hande gee, in Jesus naam. Dankie Vader. Amen. Liewe kyker, ek wil hê, u moet kyk na Jeremia, hoofstuk 9. Nou, ek gaan hom hier vir u lees, Jeremia 9, hier van vers 23 af, so sê die Here, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie. Is u slim? Dink u is wys? Moenie roem in u wysheid nie. Man, ek ken 'n motor. Ek is in die onderwys. Ek het gestudeer. Ek het soveel grade. Moenie roem in dit nie. Hy sê, maar, hoor net hierso. Maar laat hy wat wil roem, vers 24, hom hierop beroem, dat hy verstaan en my ken. Dat hy verstaan en my ken. Liewe kyker, so belangrik dat ek en u God sal leer ken. Nou, in Johannes is daar 'n skrif, en ek blaai daarna toe, in Johannes hoofstuk 17, Jesus wat hier praat. Luister mooi wat sê hy. Hy sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, dat hulle u ken. Dit beteken ons ken hom nie. Ons word nou verander deur die vernuwing van ons gemoed. Ons leer nou vir God ken. Ons leer hom ken. Liewe kyker, dit is so belangrik, dat ons hom leer ken. Verskoon. Ons leer God ken. In Romeine 12 sê hy, word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Liewe kyker, ek en u moet in ons gemoed verander word. Dan begin ons ander dinge te sê, ons begin anders praat, want geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. Nou hoor ons die regte woord van God. Ons begin God ken. En hoe meer ons hom leer ken, hoe meer praat ons soos hy oor ons praat. Hoe meer dink ons soos hy oor ons dink, en ons begin dit uit te spreek. Die mag van lewe en dood is in u tong.
Ja, God kan ook praat, hy praat, maar hy sê, ek het die aarde aan die mensekinders kom gee. Liewe kyker, ek en u is heersers op hierdie aarde. Dis hoe hy ons geplaas het. Nou, ek en u het die geleentheid om na hom toe te kom en te sê, Jesus, ek aanvaar u as my Here. Nou, ek wil vir hierdie skrif wys in Romeine. Ons haal hom so baie keer aan. Romeine hoofstuk 10. En ons sê, hierdie is 'n sondaarsgebed. Nou, sondaarsbid. Daar is nie 'n sondaarsgebed nie, maar sondaarsbid. En ons het na Jesus toe gekom en hom aanvaar as ons eie persoonlike saligmaker. Liewe kyker, dit is so belangrik dat ons hierdie waarhede van die woord sal vat. Dit verander ons in die vernuwing van ons gemoed. Nou verander dit ons leefwyse en ons kom onder die seën van die Here in. Ek gaan dit vir u verduidelik, sodat ons dit baie duidelik kan verstaan. Romeine 10 sê, as ek met my mond die Here Jesus bely en met my hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal ek gered word. Want met die mond bely ons tot redding en met die hart glo ons tot geregtigheid. Goed, so ek en u begin ons Christen leefwyse of lewe, begin ons deur wedergeboorte. Deurdat ek en u weergebore word. Nou kom ek en u, ons het Jesus aanvaar as ons verlosser. Nou wat uit die Gees gebore is Gees. Ek en u word uit God se Gees wedergebore. Johannes 3 vers 6 sê, wat uit die Gees gebore is Gees. En wat uit die vlees gebore is vlees. Ons aardse ma en pa het vir ons hierdie liggaam, geboorte geskenk aan hierdie liggaam. Kom jy my neers nou so. Maar ons het wedergeboorte ontvang van ons hemelse Vader. Aardse Vader, geboorte. Hemelse Vader, wedergeboorte. Aardse Vader, gebore uit die vlees en is vlees. Hemelse geboorte, gebore uit God. En nou is ons 'n nuwe skepping in Jesus Christus. Liewe kyker, is dit nie wonderlik dat ek en u kan weet, ek is daardie nuwe skepping. 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, dit het alles nuut geword. Wat is die ou dinge wat verbygegaan het? Liewe kyker, dit is die dinge wat ons ontvang het. Ons het 'n gees ontvang. 'n Gees ontvang van die dood. Ja, die dood. Hierdie gees van die dood het na ons toe gekom. Ons is in sonde ontvang en gebore. Nou kom God en hy doen 'n nuwe ding in ons. Hy gee vir ons 'n nuwe gees in ons binneste. En dit het alles nuut geword. Maar nou gaan ek en u, hoekom is daar 'n groeiproses? Natuurlik is daar 'n groeiproses in hierdie seëninge van God. Net soos wat, daar was 'n groeiproses vir u in die vloeke wat van Adam afgekom het. Daar was 'n groeiproses. Hoe meer u toegelaat het vir die woord van verderf, vir die woord van die dood, hoe meer u toegelaat het, hoe meer het die dood deur u gewerk, en die dood het sigbaar geword aan die mense om u. Nou is u weergebore. Nou het u 'n nuwe gees in die binneste. U het 'n nuwe hart ontvang.
Nou, laat U toe dat hierdie medisyne, hierdie werk van God, sy volle gestalte kry in U siel en in U liggaam. En nou sien U, U's minder hartseer. U's minder, hulle sê depressed. U's minder geïrriteerd. U's minder siek. Ek wil sê, dit groei so, hierdie medisyne groei so in U, dat U glad nie meer geïrriteerd raak nie. Dis moontlik dat U heeltemal uit depressie uit is. Dat U presies weet hoe om uit depressie uit te kom. My liewe kyker, hierdie is 'n volkome werk wat God kom doen het. Nou, wat het Hy gegee? Hy het sy woord gestuur en ons gesond gemaak. Nou gaan ek en U na die woord toe en ons gaan kyk. Ons sien Romeine 10 sê, as jy met jou mond Jesus bely as Here en met jou hart glo dat God hom opgewek het uit die dood uit, sal jy gered word. Hierdie redding is 'n begin, dit het 'n begin by wedergeboorte. Maar dan vind redding gedurig plaas. So U kan sê, ek is gered, ek word gered en ek sal gered word. Wat beteken dit? Ek is gered. Ek het Jesus aanvaar as my verlosser. Ek is weergebore. God se Gees getuig saam met my gees dat ek 'n kind van die lewende God is. Romeine 8. God se Gees getuig saam met my gees dat ek 'n kind van God is. Maar nou sien ek, in my lewe, sien ek, hier is nog dinge wat gekom het deur die gif, deur die dood, het dit ingekom. Ek blaai na Romeine 5 toe. Romeine hoofstuk 5. Kyk net hier, dat ek dit vir u lees. Romeine 5 vers 12. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het. Deur een mens het die sonde in die wêreld ingekom. En deur die sonde die dood. En die dood het na alle mense deurgedring. Die dood het na alle mense deurgedring. Maar nou, deur een mens, kyk nou, vers 17, want as ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het, deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een Jesus Christus. Goed, deur een mens die sonde en die dood ingekom, tot almal deurgedring. Nou, het die lewe ook deur een mens na ons toe gekom. Wie is daardie mens? Jesus Christus. Kom ek wys vir u Romeine 3 en ek wil vir u wys daar vers 22, 21 en 22. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar. En hy sê so duidelik, sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid van God is geopenbaar, die wet en die profete getuig daarvan. Dan sê hy, die geregtigheid, naamlik van God, deur die geloof in Jesus Christus. Die geregtigheid, naamlik van God, deur die geloof in Jesus Christus. Liewe kyker, u het deur die geloof in Jesus Christus hierdie geregtigheid ontvang as 'n persent, 'n gawe. Dis aan u gegee, so gegee. Hier sê, dit is wat Jesus gedoen het. U kan dit nie verdien nie, u kan nie daarvoor werk nie, net soos wat u niks te doen gehad het met u geboorte nie, net so het die wedergeboorte plaasgevind deur God se werk in u. Hoe dit begin? U die saad ontvang.
Die saad is Christus. Het Jesus Christus aanvaar as die verlosser. En nou het hierdie geregtigheid, hierdie regte stand voor God, na u toe gekom as 'n geskenk. Nou, ontvang met sagmoedigheid hierdie woord, wat in staat is om u siel te red. Wat in staat is om u liggaam te genees. Ontvang met sagmoedigheid hierdie ingeplante woord. Jakobus 1, ons ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord. Nou, ek wil vir u wys, in Jakobus is dit so duidelik. Jakobus, net die voor Hebreërs. Jakobus, nee, ek dink aan 'n ander een ook, maar Jakobus 1, hierso, net na Hebreërs, hy sê, Jakobus 1 vers 21, hoor net die, daarom doen afstand, hy praat met u as 'n Christen, hy sê doen afstand van alle vuilheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Ek en u doen afstand van daardie slegte dinge wat in ons gewerk het. Daardie dood het deurgedring na ons siele en in ons liggame. Kom ons vat 'n voorbeeld, verwerping. Byvoorbeeld, sekere mense het u verwerp. En u sit met hierdie verwerping. Ek is nie aanvaarbaar vir sekere mense nie. Ek is nie aanvaarbaar nie. Nou kom u in die koninkryk van God in. En die woord van God sê, almal wat hom aangeneem het, hulle is nou kinders van God. God het u aanvaar. Hy het u gevat. Hy het by jou hart gestaan en u het geklop en hy het oopgemaak. U het gesoek en u het gevind. En nou is u aanvaarbaar. In Kolossense 1 sê hy, u is bekwaam gemaak om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Liewe kyker, u is bekwaam gemaak om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. God het u bekwaam gemaak. Daar's 'n erfdeel vir u. Deel van hierdie erfdeel is aanvaarbaar voor God. Dis u erfenis, dat u absoluut aanvaarbaar is voor God. Is sonde aanvaarbaar? Nee. Dis hoekom Jesus het u sonde weggevat. Hebreërs 8 en Hebreërs 10 sê, hy sal aan die sondes nooit meer dink nie. Nou is u in Christus. U is so aanvaar, dat u in die Vader se boesem is, en dat die Vader in u is. Dis wat Jesus gebid het vir ons. Nou ontvang ons hierdie woord, wat dit sê, en ons ontvang dit met sagmoedigheid. Ons sê, ja Here, u sê dit, ek vat dit. Wat sê dit? Aanvaarbaar, regverdig, sondes uitgewis, nuutgemaakte, koningskind, God, jou Vader, Jesus, jou oudste broer, die Heilige Gees, jou trooster. Jy sê, ek ontvang die ingeplante woord, en dit spoel oor my. Liewe kyker, as ek hierdie dinge met u deel, dan dink ek aan die skrifte, Efesiërs 1 vers 3, ek is geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Jesus Christus. Alle geestelike seëninge. Jakobus 1 sê, alle goeie gawes kom van my hemelse Vader af, die Vader van die ligte. Ek is in die koninkryk van God ingebore. Wedergeboorte het my ingeplaas. Liewe kyker, u sien wat ek sê, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om jou siel te red. Nou hy sê, daar's vuilheid, daar's boosheid. Waar kom dit vandaan? Liewe kyker, dit kom van daardie geboorte
Vandat jy gebore is op hierdie aarde, het daar sekere boodskappe na jou toe gekom. Sekere dinge is aan jou gesê. Sekere dinge het jy voor toegelaat. Sekere negatiewe gevoelens het gemaak dat jy oop geword het, oop gegaan het, dat jy ontvanklik was vir hierdie verwerping, vir vloeke, vir vervloekinge wat oor jou lewe gespreek is, miskien deur jou ouers, deurdat jy verwerp is. Ek weet nie, jy weet, noem enige ding wat nie lekker is nie. En dit is wat ingekom het deur die vloeke, deur sonde, deur die dood, deur een mens, Adam. Liewe kyker, deur een mens het dit na jou toe uitgekom. En nou word jy wedergebore. 'n klein kind in Christus. Jy het nodig om melk te drink. Hierdie melk van die woord. Nou, hoe werk dit? Het jy 'n klein geesie binne in jou? Nee. Jy is soos Jesus Christus. Net so is jy. Jy is uit God gebore. Maar nou begin jy groei in genade en in waarheid. Jy begin plek gee vir hierdie medisyne van die woord. Nou, wat is die medisyne? Kom ek gee vir u net sommer gou ietsie in Jakobus 1 sê, die ingeplante woord, dis die medisyne. Jy het die ingeplante woord in jou, wat jy nou moet ontvang. Nou, hoe ontvang jy dit? Jy doen kennis op. En ons kom weer by dit. Jeremia, laat jy roem in die feit dat jy hom ken. Nou ek wil sê dat ons hom beter leer ken. Dat ons hom ten volle ken? Nee. Dat ons hom beter leer ken? Ja. Nou ek en u verlang sterk. Nou wil ek hier in Petrus wys. In 1 Petrus 2. Hy sê dieselfde tipe ding as in Jakobus 1. Hy sê, lê dan af alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid. Waar het jy die boosheid vandaan gekry? Dit geklop aan die deur. En u het toestemming gegee daarvoor. U was verantwoordelik vir dit. Dit is u keuse gewees. U sê, nee, ek het dit nie gekies nie. U het keuses gemaak om die woorde van mense oor u lewe te aanvaar. En daardie boosheid, ek is maar siek, my ouers was altyd sieklik, ek ook, dit kom van my pa af, hierdie meer, ensovoorts, boosheid. Hy sê, lê dit af, hy lê dan af alle boosheid. Hoe? Hy sê in vers 2, en verlang sterk, soos pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Nou moet ek en u opgroei. Hoe groei ons op? In 2 Petrus vertel hy vir ons. Nou Petrus, hy weet, hy was in hierdie dinge. Hy sê in 2 Petrus 1, mag genade en vrede vir jou, liewe kyker, en vir my, vermeerder word, deur die kennis van God en Jesus ons Here. Kennis van God en Jesus. Dat ons hom kan ken, ons moet hom leer ken. Hoe is hy? Is hy soos Job gesê het? Job het gesê, die Here hou hierdie goed van my af weg, die Here bring al hierdie vloeke op my, en later sê Job, ek het gepraat soos een wat nie verstaan het nie. Of, ken ons God, begin ons hom leer ken soos hy werklik is. Alle goeie gawes kom van ons God. God se planne met my is net goed. Planne om my voorspoedig te maak. Dis wat God sê. Nou sê hy, deur die kennis word genade en vrede vermeerder. Nou, die Christenlewe is 'n voorspoedslewe. Hy sê nee, daar kom baie keer teëspoed. Ek stem saam, daar kom teëspoed. Maar God se plan vir jou is dat jy in voorspoed sal wandel. Dat jy alles wat jy jou hand aan sit voorspoedig sal uitvoer. Is in Joshua
Nou, God het dit in die Ou Testament al gegee. Die nuwe is op beter beloftes wettiglik gegrond. Liewe kyker, wat sê ek vir u? Maak jouself oop vir die onvervalste melk van die woord van God. Watter woord? Die woord van die nuwe verbond, die woord van die Nuwe Testament, die woord van God se ooreenkoms nou met ons. Waarin wandel ek en u? Soos hy is ek in hierdie wêreld. Liewe kyker, as jy van die goed nie verstaan nie, bel my, WhatsApp my. My nommer is op die skerm. Ek gee nie om die dag of nag dat ons daaroor kan praat. Gaan op YouTube, Piet Uys Goeie Nuus, en kyk na die video's. Begin aanvaar wat Jesus gedoen het. Dit het 'n groot prys gekos. Kom ek en jy wandel in daai prys. Mooi loop, seën vir u.